Wild en Wonderlik met trots aan jou gebring deur Kazal de Wild. Hallo en welkom by hierdie week se episode van Wild en Wonderlik. Dawie Marie van FNB Landbou kuier vandag by ons in die ateljee en ons Maart-uitgawe is ook op die winkelrakke en ons vertel jou meer daarvan. 'n Geleentheid wat jy nie kan misloop nie, is die Kazal de Wild Landbou Wild en Jag Expo wat die einde van die maand gehou word. Een van die vennote in hierdie expo is FNB en ons het vandag vir Dawie Marie hier van FNB Landbou, hy is die hoof van kommunikasie en bemarking, om met ons te gesels oor hul betrokkenheid. Dawie, baie welkom. Baie dankie vir ons, lekker om julle te wees. Dawie, daar is verskeie landbouskoue en sulke tipe geleenthede. Hoekom sal jy sê is hierdie expo nou anders en hoe het 'n finansiële instelling soos julle betrokke geraak hierby? Waarna toe ons met Kazal de Wild begin gesels het oor hierdie expo, het ons agtergekom, dit is meer as net 'n expo wat hulle beplan. Daar is baie van hierdie expos en groot is in verskillende bedrywe, spesifiek die graanbedryf. Ons het ook een wat baie fokus op die lewende hawe bedryf, maar nie noodwendig wat die wildbedryf insluit nie. Daar's 'n hele paar veilings vir die wildbedryf wat nou groot is en wat 'n mens kan sê is 'n expo, maar nie noodwendig op dieselfde vlak as hierdie spesifieke een by Kazal de Wild nie. Wat hom ook bietjie anders maak, is hulle wil kom ons noem dit 'n opvoedingselement inbring, wat vir ons baie belangrik is. Dis natuurlik ook die enigste een na my kennis in die Limpopo provinsie wat gaan plaasvind. Ja. En wat ook lekker is hulle gaan nie net kyk na wild nie. Hulle gaan ook kyk na die ander bedrywe wat vir die Limpopo provinsie belangrik is. En as mense gaan kyk waar dit gehou word, naby Kazal de Wild, is daar 'n groot graan element. Daar's heelwat sagte vrugte produsente in daardie omgewing en natuurlik bo en behalwe die wild is daar natuurlik ook 'n groot beeskomponent in daardie provinsie. So dis vir ons baie belangrik om al daai bedrywe onder een dak te kan saamvat. Nou kyk, as mense praat oor landbou, dan dink jy nou, of ek dink trekkers, jy weet, mielielande, groot sulke landerye, maar dit is 'n baie groter prentjie daar agter. Verona, ja. Baie mense dink landbou en dink jy moet 'n groot boer wees, 'n mega boer wees. En dit is nie meer deesdae die geval nie. Ja, ekonomie van skaal is baie belangrik in sekere bedrywe ook meer belangrik as in ander bedrywe. Maar as mense gaan kyk na kleinskaalboere, is dit net so winsgewend as wat 'n grootskaalboerdery is. Ons kyk byvoorbeeld na nisboere wat in 'n klein omgewing iets baie suksesvol kan doen. Kom ons noem byvoorbeeld 'n sampioenboer wat op klein skaal baie beter kan doen as wat 'n groot boer kan doen, want hy's gefokus. So dit gaan nie net vir ons in landbou oor hoe groter hoe beter nie. Ja. As jy op klein skaal kan produseer winsgewend en volhoubaar, dan is dit vir ons net so suksesvol soos enige megaboer. Baie kan deesdae gepraat word oor diversifisering of diversifikasie. Wat presies behels dit in die landbousektor? Vir in die landbousektor is dit belangrik om te diversifiseer. Dit is op plaasvlak, binne in 'n plaasomgewing, maar natuurlik ook, en ek sê dit altyd vir die produsente, dink ook aan diversifikasie buite kan die plaashek. Ons sal ook bietjie later daaroor gesels. As ons spesifiek kyk na die graanbedryf, is dit baie belangrik vir hulle ook om 'n lewende hawe faktor in te bring. Deesdae vir die laaste paar jaar het hulle baie gefokus ook op die wild, om 'n wild faset in te bring vir 'n graanboer byvoorbeeld in die Vrystaat. En ek dink dit is wat in baie gevalle daardie boere se oorlewing was die afgelope paar jaar. So diversifikasie is belangrik op alle vlakke. Dan as mens gaan kyk na diversifikasie buite kan die plaashek, is dit net so belangrik. Ja. Want ons weet landbou is baie klimatologies afhanklik van die weeromstandighede, 'n klomp risiko's. En daarom moedig ek ook boere aan om buite die plaashek gaan belê in ondernemings wat byvoorbeeld in die landbousektor 'n voetspoor het. Kyk byvoorbeeld na landboumaatskappye, koop aandele in hulle om in daardie vlak ook te kan diversifiseer, want dan het jy inkomstestrome van albei kante af moontlik. Ja, dis slim. So baie vlakke van diversifikasie waar mense na kan kyk, op die plaas en natuurlik buite die plaas ook. Ons het verskeie unieke bedrywe in die landbou, byvoorbeeld wild. Nou, hoe kan hierdie verskeie sektore by mekaar aansluiting vind? Die wildbedryf dink ek is een van daardie unieke bedrywe wat baie goeie aansluiting by die lewende hawe bedryf, by die beesbedryf vind. Natuurlik ook die hele kwessie rondom ekotourisme, wat ook vir die landbousektor baie belangrik is, natuurlik in die wildbedryf meer so.
Soos ek vroeër gesê het, baie Vrystaatse boere en graanboere het gediversifiseer na wild toe. Ja. En so daardie graanbedryf 'n nuwe, kon ek sê, 'n nuwe maat gevind op daardie plaas in die wildbedryf. En so die twee bedrywe hande gevat om vorentoe te kan gaan. As 'n mens gaan kyk na hoe gespesialiseerd die voerbedryf deesdae is om juis 'n unieke diens in die wildbedryf te kan lewer, dan is dit vir ons baie belangrik dat al hierdie bedrywe op die einde saamwerk om ons landbouekonomie te versterk in Suid-Afrika. Dit is baie belangrik en daar's baie keer 'n mispersepsie by ons algemene publiek dat die wildbedryf nie bydra tot iets soos voedselsekuriteit nie. Ja. En dit is definitief nie die geval nie. As mens kyk na die inkomste wat uit die wildbedryf uit gegenereer word, is dit juis een van die bedrywe wat 'n goeie landbou of 'n landelike gemeenskap ontwikkeling kan doen en op daardie manier bydra tot voedselsekuriteit. Nee, verseker. As julle as FNB Landbou, het julle 'n spesifieke kernboodskap wat julle aan die boere wil oordra? Rona, daar's deesdae baie onsekerheid in die landbousektor. Of dit nou klimaat is, weeromstandighede, droogtes, of dit nou die politieke omgewing is. Ja. Op die ou end, landbou is een van daardie bedrywe wat in 'n unieke posisie is om ekonomiese groei te bewerkstellig, om voedsel aan die publiek te kan lewer. En ons het 'n groeiende bevolking wat moet eet. En sonder 'n landbousektor sal niemand kan eet nie. Ja. So dis vir ons baie belangrik. So op die ou ende wil ons van FNB Landbou se kant af vir die boere sê, alhoewel die dinge moeilik lyk en dit gaan dalk bietjie moeilik op hierdie stadium, is die toekoms nie so sleg nie. Daar is altyd beter daar. Investeer in landbou in, want as jy nie nou investeer nie, gaan jy in die toekoms nie die vrugte daarvan kan afwerp nie. Ja, letterlik tog. Letterlik, ja. Dawie, dankie dat jy hier was. Julle sal natuurlik ook by die Kaapstad Expo wees om met boere te gesels. Nou ja, nee, ons gaan definitief daar wees. Ek dink dit is 'n geleentheid wat niemand moet mis nie. Ons is trots om 'n vernoot daar te wees. Ons gaan daar wees en ek self gaan daar wees. Ook van ons personeellede, van ons verhoudingsbestuurders gaan daar wees. So kom asseblief, kom gesels met ons en kyk waar kan ons jou help in jou besigheid. Wonderlik, dankie Dawie. Ons sien jou dan daar. Maak seker om die Kaapstad Landbou Wild en Jag Expo by te woon. Let's see what our March edition has to offer. Remember that you can subscribe to our magazine on our website or buy your copy at a store near you. Ons fokus val op Namibië en Christo Beeslaar vertel op sy beurt hoe sy en 'n paar vriende se bergkwagga jag in die Kommas Hoogland afgeloop het, die groot uitdagings, uitgeslaapte bergkwaggas en al die gepaardgaande intriges op die plaas Hornkrans. Lees die lekker storie op bladsy 30. Ron Thompson needs no introduction, and in this issue he shares his interesting and insightful thoughts on Namibia with us in his article, Namibia, the Land of Milk and Honey, on page 62. Een paar belangrike datums om te onthou hierdie naweek is die volgende. Kaapstad de Wild hou hul heel eerste Landbou Wild en Jag Expo, wat vanaf die 28ste Februarie tot 2 Maart gehou word. Vrydag die 1 Maart word hul heel eerste Arabiese perdveiling gehou en die 2 Maart hul derde Kings and Queens veiling. Moenie vergeet van die helpjagfunksie op die 1 Maart saam Bakkies Botha en Adam Tas nie. Handley Wildlife Services saam met Vleisentraal by die 1 Maart 'n wildveiling by die Olduis veilingskrale aan. Dankie dat jy gekyk het. Maak seker om ons jongste uitgawe van Wild en Jag tydskrif in die hande te kry vir lekker leesstof en om jouself voor te berei vir die opkomende jagseisoen. Tot volgende week, totsiens. Wild en wonderlik met trots aan jou gebring deur Kaapstad de Wild.